Welkom, hier waar ons vir 'n 5de dag saam bid om te sê, Here, hierdie jaar moet mooi wees, kanaliseer deur gebed u krag na die wêreld toe, om die wêreld 'n beter plek te maak, sodat dit 'n goeie jaar sal wees. Nie net goed omdat dit reën nie, maar omdat dit geseënd is deur God se seëninge wat neerdal en reën. Waarvoor bid ons vandag? Onthou, 5 minute, luister, 10 minute saam bid, sodat ons regtig as 'n groot groep die wêreld kan verander met verwagting. Waarop fokus ons vandag? Werk. Weet jy, God het heel in die begin vir mense in 'n tuin geplaas en gesê, julle moet nie net sit en dop oor die appel self in die bome groei nie, julle moet die tuin bewerk. Dis sy plan dat ons in die wêreld moet gaan om te werk. Dis nie net geld verdien nie. Dis om God se plan te vervul, om iets goeds te produseer. Kom ons droom daaroor. Dat daar 'n plekke sal wees waar mense uit hulle veilige huis uitgaan en by 'n plek kom waar hulle 'n span vorm om 'n goeie produk te lewer, waar hulle eerlik, hardwerkend en bekwaam sal doen, hulle bes doen om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, Suid-Afrika 'n beter plek, sodat ons in die aand kan gaan slaap en sê, Here, ons het u tuin bewerk. Vir wie moet ons almal bid? Kom ons begin maar net by jou eie werkskringetjie, as jy geseënd is om werk te hê. Dat jy sal sê, Here, ek gaan bid vir hierdie firma, hierdie departement, met hierdie span kollegas, dat ons vir mekaar sal ondersteuners sal wees, mense wat vir mekaar sal help, en die plek aangenaam sal maak, sodat ek glimlag as ek instap. Ek gaan bid vir my hoofde of vir my ondergeskiktes, sodat die leiers en die navolgers sal kry wat hulle nodig het om hulle soos 'n span te laat saamspeel en 'n groot doelwit en 'n wenwedstryd te laat bereik en 'n wenwedstryd laat speel. En dan moet ons dalk ook bid vir baie spesifieke groepe. Wil jy nie op jou naamlys, op jou gebedslys neerskryf, dalk spesifieke groepe, die veiligheidswerkers, die gesondheidswerkers, die opvoedingssektor, die finansiële sektor, waar jy ook al is, hulle wat op jou hart lê. Maar sit asseblief op jou lys by die mense wat nie werk het nie, die werklooses, die wat begeer om te werk, wat nie 'n selfbeeld het nie, want ek is niks werd nie. Dat 'n mens regtig sal sê, Here, kom ons bid vir hulle, dat daar in die ekonomie vir hulle plek sal wees, sodat hulle op die ou end ook deel kan word van u span om te werk. Waarvoor moet ons bid? Op daai lysie moet ons dalk begin by eerlike hardwerkendheid, bekwaamheid. Dat elke werkplek sal spanlede hê wat hulle deel doen op 'n volle manier. Ons sal moet bid dat daar 'n vriendelikheid en 'n opbouendheid is, sodat daar nie 'n toksiese werkplek is nie. Toksies beteken 'n werkplek wat so giftig is deur afkraak en mekaar seermaak, dat jy later siek is oor jou werk. En dat ons sal bid dat regtig daardie doelwitte bereik kan word. Ons moet ook bid vir die ekonomie. Want ons moet bid vir wetgewing en stelsels wat maak dat daar groei is, sodat daar werk kan wees, want ons kan nie net elkeen alleen ietsie bou nie, die hele land moet bou, sodat daar 'n groeikoers is. Dalk moet jy nogal redelik sistematies bid vir 'n parlement en wetgewing en leiers en uitvoerende gesag. Teen watter probleme moet ons bid? Ek dink ons gaan dalk daarvoor 'n bietjie langer as 10 minute nodig het. Ons moet bid vir teen die moedeloosheid van die werklooses en die oorwerktyd van die werkkundes. Ons moet bid vir balans tussen huis en werk, sodat daar nie uitbranding is nie, dat daar nie op die ou end 'n moedeloosheid is en mense later wegloop en sê ek kan net nie meer nie. Ons moet bid teen die siektes wat daar in ons werkplek ontstaan, besoedeling sodat mense kan regtig
nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik gesond kan wees. Ek wonder of ons genoeg tyd het om te bid. Maar gaan sit asseblief, skryf jou lysie neer om te sê vir wie almal wat alles en teen watter baie spesifieke probleme en dalk nie net vandag nog nie. Herhaal en hersien daai lysie. Want waarmee in watter teks wil ek vir jou wegstuur? Hier in Titus 3 vers 14 staan daar: ek bid sommer net vir almal wat eerlik werk, wat vir lewensbehoeftes voorsien, 'n salaris huis toe bring, wat op die ou end voel ek is vrugbaar. Mag jy 'n werkplek hê waar jy die vrug van jou gebed beleef. Seën mense.